Goeiedag broer en suster, hier is ons aan die begin van 2026 en is heerlik om weer deur 'n Dishi boodskap saam met u te kan kuier waar jy ook al in hierdie wêreld is. Wat 'n voorreg om te weet dat ons het 'n jaar wat vol onsekerheid is, vol nuwe uitdagings is, vol nuwe geleenthede is, maar ons het een versekering. Hy is Immanuel, God saam met ons elke oomblik, elke tree in 2026. Miskien kan u identifiseer met die volgende. Het u al in die middel van die nag wakker geskrik en u is oorweldig deur angsgevoelens. Jou toekoms lyk baie onseker. Jou huwelik is stikkend en jy weet nie wat om te doen nie. Jy is bekommerd oor jou kinders, wie se lewens uitmekaar uitval. Jy weet nie of hierdie siekte wat jou liggaam aftakel, of jy dit gaan en kan oorwin nie. Jy weet nie of jy aan die einde van hierdie maand of volgende maand nog 'n salaris gaan hê nie. Jy weet nie of jy jou skuld gaan betaal nie. Die lewe kan vir ons baie keer stormagtig wees. Wat maak jy as jy hier in die middel van die nag wakker word en jy weet nie hoe nie? Hoe hanteer jy dit? Staan jy miskien op en jy drink 'n glas melk, of jy maak vir jou 'n koppie rooibos tee, of jy drink 'n slaappil, of jy luister na musiek, of draai jy miskien net op jou ander sy en sê, ek hoop vir die beste. Ek hoop ek gaan weer aan die slaap kant raak. Hoe help ons geloof ons in daardie oomblikke van ons lewe, dat dit ons vat van 'n plek van spanning in ons lewe na ontspanning, dat ek nog steeds kan rus en ek kan môreoggend opstaan en ek kan die lewe in die oë kyk. Wat is daar vir ons in die lewe wat ons help om die lewe te verduur? Wat ondersteun ons? Wat is vir ons 'n anker, soos hierdie ankerpaal waarby ek staan? Om te sê, hier bly ek staan op hierdie plek en die storms en die golwe van die lewe gaan my nie wegvoer dat ek op die rotse beland van my lewe nie. 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5 sê, die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. En nou, die belangrike, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Hierdie oomblik wat ek wakker skrik en hier gaan 'n klomp gedagtes deur my kop. Hoe neem ek dit gevange? Wat het Jesus gedoen toe die duiwel hom versoek het? Hy het gesê, my Vader sê, Lukas 4 vers 3 sê, daar is geskrywe. Toe sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dat dit brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Die gedeelte in Kolossense 3 waarby ons vandag gaan stil staan sê vir ons die volgende: laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Het gaan oor die woord van God. Die woord wat in ons harte en ons lewens gewortel en gevestig moet wees. Daarom glo ons, en dis waarby ons die volgende 5 weke gaan by stil staan, is om die woord te vat, dit te memoriseer, dit te internaliseer, hier binnekant deel van my lewe te maak, om gebeure te vat, om liedtekste te vat, en te sê, ek maak dit deel van my lewe, so dit maak die saak, wat oomblik in my lewe afspeel, ek kan dit herroep, soos wat Jesus gedoen het. En dit vat my weg, dit vat my na die fokus waar God is, want dit vat my weg van die grootheid van my probleme, die magteloosheid en die onvermoë wat ek voel in daardie oomblikke, na God wat my anker is, en wat my rus gee in daai oomblikke, omdat ek sy woord herroep, en rus vind daarin. Daarom gaan ons in die volgende 5 weke gaan ons stil staan by geloofsankers. Ankers, teksgedeeltes wat ons help, wat ons kan herroep, wat ons kan help in ons geloofstryd.
En die eerste teksgedeelte wat ons by gaan stil staan, is die gedeelte in Kolossense 3. Aan die einde van vers 15 begin dit. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. En dan, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. So die eerste geloofsanker waarby ons gaan stil staan, is die een van dankbaarheid. Want Paulus sê vir ons, wees altyd dankbaar. Daar word die storie vertel van 'n vrou wat altyd dankbaar en bly was. Sy het die geheim gehad in die lewe om altyd te kon sê, dit kon erger gewees het. As huiswerk haar oorweldig het sy gesê, dit kon erger gewees het. Ek kon sonder 'n dak oor my kop gewees het. As haar salarisaanpassing nie na haar wense was, het sy gesê, dit kon erger gewees het. Ek kon sonder 'n inkomste gesit het. Dis hierdie ding van dankbaarheid. Broer en suster, waar lê ons fokus in die lewe? Is ek iemand wat sê, dat alles wat ek het in die lewe, is deur my eie toedoen. Alles wat ek het, verdien ek. Alles wat ek het, kom my toe. Of is my fokus dat ek is afhanklik van ander in my lewe. Ek is afhanklik van God vir alles in my lewe. Ek is afhanklik van die mense in my lewe rondom my. Daarom kan ek nie anders te wees as om dankbaar te wees en waardering uit te spreek teenoor God en die mense in my lewe, wat ek nie vanselfsprekend wil aanvaar nie. Paulus sê in Filippense 4, ek weet wat dit is om niks te hê nie, ek weet wat dit is om baie te hê in my lewe, maar deur alles is ek gelukkig, want is ek ver genoeg. Die Engelse woord, content. Epictetus het die volgende gesê, hy sê 'n baie waar ding. Hy is 'n wyse mens, wat nie bedroef is oor die dinge wat hy nie het nie, maar verheug aan wat hy het. Net soos hierdie vrou, ek fokus nie op dit wat ek nie het nie, maar ek fokus op dit wat ek het. Einde 2024, begin 2025, het ek en my vrou deur 'n baie moeilike tyd gegaan. 'n Familielid se dogter het vir 13 jaar by ons gebly, en sy het besluit toe sy 18 word, sy wil nie meer by ons bly nie. Sy wil nie meer deel van ons gesin wees nie. Die verlies, die seer, was vir ons baie erg. En God het ons deur 'n proses gevat, wat ons moes sê, ons was dankbaar vir die 13 jaar wat sy by ons gebly het. Ons kon gefokus het op die feit, sy is nie meer ons dogter nie, want sy was vir ons soos 'n dogter in ons huis. Al was sy nie ons eie kind nie. Sy was nie meer daar nie. Ons kon daar op die punt gefokus het, maar ons het daar nie meer nie. Dit wat ons nie meer het nie. Maar God sê vir ons, julle het nog 3 kinders, julle eie 3 kinders, dis waar julle dankbaarheid lê, dis waar julle fokus gaan lê. Iemand sê die baie waar woorde, dankbaarheid as 'n dissipline behels 'n doelbewuste keuse. Ek kan kies om dankbaar te wees, ondanks my emosies en gevoelens, wat steeds deurdrenk is in seer en verwyte. Dit is ongelooflik hoeveel gebeurtenisse hulle voordoen, waarin ek kan kies om dankbaar te wees, in steede van kla. Want ons kan kla, ons kan lekker kla in ons lewe, ons kan onver genoeg wees, ons kan ondankbaar wees. Dit is deel van ons lewens, ons elkeen sin. Wat sê Paulus verder in Kolossense 3, vers 16 en 17? Met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. In ons verlies, in ons seer, het God ons geleer dat ons moes sing. Dat ons half 'n dankbaarheidslied moes sing te midde van dit wat in ons lewens aangegaan het. En 'n lied wat in hierdie tyd tot my en my vrou gespreek het, was 'n lied van Casting Crowns.
praise you in the storm. Dit sê soos volg: I was sure by now, God, you would have reached down and wiped our tears away, stepped in and saved the day. And once again I say, Amen. And it's still raining. But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I'll raise my hands and praise the God who gives and takes away. No matter where I am, every tear I've cried, you hold in your hand. You never left my side, though my heart is torn. And I'll praise you in the storm, and I will lift my hands, for you are who you are. God is wie hy is. En broer en suster, as ek in die storm van my lewe kan sing, dan ontmoet God my deur sy woord, deur gebede, deur liedere. En hy sê, ek bring te midde van dit my vreugde, my krag, my ander perspektief, dat jy anders voel en dink oor dit wat deur jy gaan. Weer die woorde, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Broer en suster, die blye boodskap van Jesus Christus moet in ons harte en gedagtes geplant word, gewortel word, sodat ons kan sing. As dit nie gebeur in ons lewens nie, hoe kan ons sing? Dit gaan nie gebeur nie. Iemand sê die volgende: dankbaarheid het daarmee te maak om altyd weer verras te kan wees oor wat ek alles ontvang, oor die mooi van die lewe, oor die lewe self. Daar word die aangrypende storie vertel van 'n pastoor Jack Hinton van New Bern in Noord-Carolina in Amerika. Hulle het 'n groep mense, 'n groep malaatse mense, op die eiland van Tobago gaan besoek. En tydens die erediens het hy die lofprysing en aanbidding gelei. En so kom dit by die laaste lied. En hy besluit toe, maar hy gaan vir die lidmate, vir die mense vra, hulle kan 'n versoek kry. Wat wil hulle graag sing? En hy sê daar was 'n vrou, en hy beskryf dit as volg. Hy sê haar gesig het afgryslik gelyk. Haar ore, haar neus was glad nie meer daar nie. Haar lippe was omtrent heeltemal weggevrot. Maar sy lig haar hand sonder vingers. En sy sê, can we sing, count your many blessings. Ek is dankbaar nog vir dit wat ek het in my lewe. Nie vir dit wat ek nie het nie. Dis die bekende lied wat ons sing, tel jou seëninge. As die lewensstrome woedend om jou slaan, en jy gans onmoedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge, tel al een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Tel jou seëninge, tel al een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel al almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, as die kruis te swaar word en jou krag te klein, tel jou seëninge, dan vlug twyfel heen. En jy sien Gods goedheid, laat jou nooit alleen. Laat dan al die stryd, die kruis, die bange nood, jou tog nie ontmoedig. Gods trou, dis so groot. Tel jou seëninge, engele staan jou by. Bied jou hulp en leiding na die ander sy. Tel jou seëninge, tel al een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel al almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Tel jou seëninge, fokus op dit wat jy het, nie op dit wat jy nie het nie. Daarom sê Henry Nouwen ook, die dissipline van dankbaarheid is die doelbewuste poging om te erken dat alles wat ek is en het, is aan my gegee as 'n geskenk van liefde, 'n geskenk wat met vreugde gevier moet word. Dit beteken om die lewe te leef as 'n geskenk van God en dit dankbaar te ontvang, om te sê, Here, ek kom plaas U in alles in my lewe, in die middelpunt van alles in my lewe. Nie net wanneer dit goed gaan nie, maar ook wanneer dit sleg gaan in my lewe.
Om dankbaar te wees vir die goeie dinge wat in ons lewens gebeur, dis maklik. Maar om dankbaar te wees in ons lewens as geheel, die goeie en die slegte, die oomblikke van vreugde en hartseer, die suksesse as ook die mislukkings, die belonings as ook die verwerpings, dit benodig harde geestelike werk. Dan kan ek soos Don Moen se bekende lied sê, give thanks with a grateful heart. Deur die dag sê ek dankie Here uit 'n dankbare hart uit. Hy sing byvoorbeeld, and now let the weak say I'm strong, let the poor say I'm rich, because of what the Lord has done for us. And for every financial need we have, we can sing, I am rich, because you promised to provide all of our needs according to your riches and glory. 'n lied wat ons deur die dag, elke oomblik, maak nie saak waarmee ek besig is nie, kan sing. Wat sê Dawid ook in Psalm 100, vers 4 tot 5? Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofgesange, dank hom, prys sy naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Om met 'n dankbare hart te lewe beteken, ek is dankbaar vir wie God is in my lewe. Ek is dankbaar vir alles wat God my skenk in die lewe. Dit lig my laste, wanneer ek daar in die middel van die nag wakker skrik, en ek word met angs oorweldig. Dit gee my 'n ander perspektief, dat ek dinge in 'n ander lig sien, dat ek anders lewe, dat ek anders dink. Daarom sê Ralph Waldo Emerson, dat hierdie dankbaarheid, ding van dankbaarheid in ons lewe, moet 'n gewoonte word. Hy sê, cultivate the habit of being grateful for every good thing that comes to you, and to give thanks continuously. And because all things have contributed to your advancement, you should include all things in your gratitude. Ek is dankbaar vir alles. Dis Paulus se woord in Kolossense 3. Wees dankbaar vir alles en altyd in jou lewe. Ek wil afsluit met die woorde van Liedboek 46, Psalm 46. Wat ons herinner, waarvoor kan ek en moet ek dankbaar wees in die lewe? Vers 1 sê, God is ons toevlug en ons skut. Al gee die aarde onder mee, al word die berge rondgeskit, al skyn die waters van die see. Hy help ons in ons nood. Al is dit ook hoe groot, tog sal ons veilig wees, tog bly ons onbevrees. God sal ons altyd trou beskut. Vers 2, die Godstad is onwankelbaar, daar's blydskap oor sy stil rivier. Al dreig ook watter groot gevaar, dis alles onder sy bestuur. God maak die nasies stom, as daar beroerings kom. Ons toevlug sal hy wees, ons bly dus onbevrees. Die God van Jakob is mos daar. Vers 3, kom kyk wat bring die Heer tot stand. Die heerser in die hemel hoog, die oorlogswapens word verbrand. Hy breek die spies, die pyl en boog. En dan die bekende woorde, erken dit, ek is God. Ek heers met my gebod oor alles onder my. Erken my heerskappy, die Heer beskut ons met sy hand. Ons wil op reis gaan saam met God se woord, gebede, liedtekste, om te sê, ek wil dit enige oomblik van my dag, wil ek dit kan herroep. Ek wil soos Jesus kan sê, daar is geskrywe. Ek wil hê dat die woord moet ryklik, soos Paulus sê, hier in my kom woon, dat ek dit enige tyd kan herroep. Dat ek Kolossense 3 in die middel van die nag kan herroep, wat sê, wees altyd dankbaar, met dankbare in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doe dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader, deur hom. Kom ons word net stil en sluit ons die oë. Dankie Here, vir al die seëninge wat U in my lewe gee. U het my meer voorsien as wat ek ooit kon dink. U het my omring met mense wat altyd vir my uitkyk. U het my familie en vriende gegee wat my elke dag seën met goeie woorde en aksies. Hulle lig my op
maniere waarop my oë op U gefokus word en my gees laat sweef. Dankie ook, Here, om my veilig te hou. U beskerm my van die dinge wat ander mense skroom. U help my om beter keuses te maak en my raadgewers te gee om my te help met die moeilike besluite van die lewe. U praat so baie met my, sodat ek altyd weet, U is hier. En Here, ek is so dankbaar dat die mense rondom my veilig en geliefd gehou word. Ek hoop dat U my die vermoë en sin gee om hulle elke dag te wys hoeveel hulle saak maak. Ek hoop dat U my die vermoë gee om aan hulle dieselfde guns wat hulle aan my gegee te gee. Ek is baie dankbaar vir al die seëninge in my lewe, Here. Ek bid dat U my herinner aan net hoe geseënd ek is en dat U my nooit toelaat om te vergeet, om my dank in gebed te wys en dade van goedheid terug te gee nie. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen. Broer en suster, mag U regtig God se seën ontvang en mag ons gaan leef met die woorde van Dawid in Psalm 100. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofgesange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed, want sy liefde is daar geen einde nie. Amen.